As jy al in 'n donker nag van storms, gevaar of vrees was, sal jy weet hoe lank kan so 'n nag aanhou. Dan sal jy ook weet hoe welkom die lig is wanneer dit uiteindelik dag word. As die lig kom, kan jy weer sien, jy sien jou pad, jy sien wat rondom jou aangaan. Lig bring veiligheid, dit bring hoop en dit bring rustigheid. Maar lig kan ook iets anders doen. Lig kan vir jou wys wat in die donker lê. En baie keer ontbloot dit dinge wat ons liewer geheim sou wou hou. Daarom verlang ons baie keer na God se vrede, maar ons vrees vir God se lig. Ons wil hê God moet naby kom, maar sy lig moet nie te helder op ons lewe skyn nie. Vanaand bring Johannes ons voor hierdie God, die God wat lig is. Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Vanaand gaan ons dan voort uit die eerste brief van Johannes en ons lees vanaand in die eerste hoofstuk daarvan uit vers 5 tot en met vers 7. Nou vanaand gaan ek vir 'n slag weer lees uit die ou Afrikaanse vertaling. Wanneer ons die woord van die Here lees, lees ons uit verskillende vertalings, omdat 'n vertaling bly maar altyd 'n vertaling en sommige kere sal een vertaling die oorspronklike bedoeling duideliker weergee as die ander. Nou vanaand lees ons uit die ou Afrikaanse vertaling, die 33-53 vertaling, vers 5 tot en met vers 7. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Sover uit die woord van die Here. So sê Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. In die gedeelte wat ons gisteraand gelees het Johannes gesê waarom hy Jesus Christus verkondig. Sy verkondiging, sê hy, moet uitloop daarop dat ons gemeenskap het met die Vader en met sy seun Jesus Christus. Dit is 'n wonderlike evangelie. Die woord wat die apostels verkondig, die verkondiging van Jesus Christus, bring sondaar mense soos ons in gemeenskap met God die Vader en sy seun Jesus Christus. Die woord wat verkondig word, gee ons deel aan God die Vader en sy seun. Het gee ons ook deel aan die verlossingswerk van Jesus Christus. Maar in hierdie gedeelte wat ons vanaand lees, sê Johannes nou dadelik weer iets baie belangrik. En hy wil dit eintlik as 'n vriendelike waarskuwing tot ons rig. Hy sê, die God met wie ons deur die verkondiging van Jesus Christus gemeenskap kry, is nie 'n God van skemerlig nie. Hy's nie 'n God by wie lig en duisternis gemeng word nie. Johannes sê, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Dit is 'n boodskap wat die apostels by Jesus Christus gehoor het. Dit is nie sommer net sy eie mening oor God nie. Christus, die woord van die lewe, het die Vader aan hulle openbaar. En wat hoor hulle by hom? God is lig. Nou hierdie tema, dat God lig is en dat God lig bring, loop soos 'n goue draad deur die hele Bybel. In Genesis sê God, laat daar lig wees, en dan word die donker teruggedryf. In die Psalms hoor ons, in u lig sien ons die lig, en u woord is 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad. In die evangelie van Johannes kom Christus self en hy sê, ek is die lig van die wêreld. En dan in die laaste boek van die Bybel in Openbaring, eindig alles met 'n stad waar daar geen nag meer is nie, want God en die Lam self is die lig. Lig is iets wat hoort tot die wese van God. Wanneer Johannes sê God is lig, praat hy van God se wese.
Hy praat van God die Vader, soos wat hy hom leer ken het by sy Here Jesus Christus. God is lig. God is heilig. God is waar. God is rein. God openbaar wat verborge is. God bring lewe, hy bring redding, hy bring veiligheid, hy bring hoop. Dit is alles wat ons moet hoor wanneer Johannes sê, God is lig. Maar ook, dat God se lig alles ontbloot wat in die donker is. Sy lig laat niks ongesien nie, geen leuen, geen kwaad nie. Sy lig laat geen sonde ongemerk lê nie. God se lig en duisternis loop nie saam nie, wil Johannes hê moet ons sien. Dit moet ons weet, sê Johannes, as ons sê ons het deel of gemeenskap met God. Want as ons deel het aan God, kan daar nie duisternis in ons lewens wees nie. As ons dit sê, as ons sê ons is gelowiges, maar ons is gemaklik met die duisternis en die sonde in ons lewe, dan lieg ons. Dan sê hy, doen ons nie die waarheid nie. Dit was 'n groot probleem in die jong gemeentes van daardie tyd. Dwaalleraars wat 'n afgewaterde Christus kom verkondig het en hulle volgelinge. Mense wat gedink het jy kan Christus volg, maar dit hoef nie noodwendig jou lewe te verander nie. Ja, en vandag is dit sekerlik nie anders nie. Daarom waarsku hierdie woord ons vandag nog. God is lig. Daarom mag ons nie in die duisternis lewe nie. Hoe maklik soek ons nie die troos, die veiligheid, die vrede van God se lig in ons lewens nie. Die rus, die beskerming van sy lig, maar sy lig moet daarom nie te helder en te skerp oor ons val nie. Hoe dikwels leef ons nie met die gesindheid van, Here, stuur nou u lig, maar moet tog net nie u waarheid stuur nie. Want daar's donker hoekies in ons lewe wat ons gereeld wil opsoek, hoekies waarin ons gemaklik ronddwaal, wat ons vir onsself wil hou, waarin ons so dan en wan die rug op God wil draai, wat ons geheim wil hou, wat nie aan die lig mag kom nie, want dan sien God, dan sien die mense wie ons regtig is. Ek wil God se troos en lig hê, maar ek wil 'n deel van my lewe vir myself hou. Ek wil die taal van die geloof praat, maar ek wil nog die sonde in my lewe koester. Johannes praat reguit hieroor. Hy sien dit nie net as 'n klein foutjie of 'n klein swakheid nie. Hy sê hard en reguit, dan lieg ons. Dan doen ons nie die waarheid nie. Dan wandel ons in die duisternis. Hier moet ons raak sien dat die woord wandel, soos wat ons dit hier in die ou Afrikaanse vertaling lees, baie mooi beskryf wat die oorspronklike Griekse woord peripateo beteken. Jy dwaal rond in die duisternis. Jou algemene, jou daaglikse lewe is in die duisternis. Jy leef gemaklik en tevrede in die duisternis. As jy dit doen, maar jy sê dat jy deel het aan God, lieg jy, sê Johannes. Jy doen nie die waarheid nie. So iets is net nie moontlik nie. In God se lig is daar nie plek vir duisternis nie. Waar sy lig kom, moet die duisternis wyk. Hier gebruik Johannes 'n uitdrukking wat eie is aan hom, om die waarheid te doen. Daarmee wil hy sê, waarheid is nie woorde nie. Dis nie akademies nie. Waarheid is nie net om te sê dat jy deel het aan God nie. Dit is om dit te leef. Dit is om dit te doen. Dit is iets wat jy leef en wat jy doen. Waarheid is 'n lewe wat oop lê voor God. Nie 'n lewe van pretensie en leuns nie. In God se lig is daar nie plek vir voorgee en leuns nie, want sy lig ontbloot alles. Sy lig ontbloot as ons sê dat ons aan hom behoort, maar tog vrede gemaak het met die sonde in ons lewe. Sy lig ontbloot wie en wat ons werklik is. Ek kan nie. En ek hoef ook nie voor te gee dat ek sterker of heiliger
of skoner is as wat ek is nie. In sy lig kan ek kom staan soos wat ek is. Arm, vuil, stikkend, met leë hande. Nie om myself te kom verdedig of regverdig nie, maar om met oop hande God se genade te ontvang. En dit is die groot evangeliewoord, die blye nuus wat Johannes in hierdie gedeelte met ons wil deel. As ons in die lig lewe, is daar twee goed wat gebeur. Ons kry deel aan dieselfde gemeenskap, sê hy, en ons word gereinig deur die bloed van Jesus. 'n Lewe in die lig, moet ons weet, beteken nie dat jy sonder sonde is nie. Dit beteken ook nie dat jy skielik ophou om 'n sondige mens te wees wat gedurig moet stry teen die kwaad in jou lewe nie. Maar weer, wandel in die lig. Peripateo hier beteken dat dit jou leefwyse word, jou algemene lewe, die lewe waarna jy streef. 'n Lewe waarin jy stry teen die donker, die kwaad, die sonde in jou lewe. 'n Lewe waarin jy jouself sien in die lig van God vir wie en wat jy werklik is. 'n Bedelaar mens, 'n sondaar wat op jou beste nie goed genoeg kan lewe om jouself te red nie, wat op jou beste jou totaal op Christus se werk, Christus se genade moet verlaat. As God se lig oor jou val, kan jy wegvlug. Jy kan terugvlug na die donker hoekies waar jy gemaklik is met jou sonde. Of jy kan jouself sien vir wie en wat jy werklik is. Jy kan met berou en afhanklikheid jou hande uitsteek na die bron van ewige lig om al die duisternis in jou lewe te verdryf. Hy sal ons reinig van alle sonde, sê Johannes. Ja, elke sonde. Nou kan daar beter nuus wees as dit vir jou en vir my. Beter nuus as dit vir die mens wat dink sy lewe is te vuil, sy sonde is te groot. Sy val was te diep, te lank, te herhaaldelik. As jy die lig opsoek, sal die bloed van Jesus Christus, sy seun, jou reinig van alle sonde, sê Johannes. Maar dan moet ons ook hoor wat nog gebeur wanneer ons in die lig wandel. Johannes sê, dan het ons gemeenskap met mekaar. Dan staan ons saam met broers en susters in die geloof, in die lig van God. Dan kry ons saam met medegelowiges 'n Vader tot wie ons kan bid, ons Vader wat in die hemel is. En miskien is dit iets wat ons veral vandag moet hoor, in 'n tyd waarin mense so maklik en gerieflik wegdraai van die gemeenskap van gelowiges. Ja, baie keer met reg teleurgestel, omdat die kerk en die gemeenskap van gelowiges nie volmaakte mense is nie, ook maar sondaars, ook maar val en struikel. Dan word dit maklik om vinger te wys en mekaar te brandmerk as 'n spul skynheiliges. Maar as God se lig oor ons val, wys dit nie net ander mense se foute nie. Dit wys ook myne, dit wys ook die vinger na my. Wie net ander mense se sonde raak sien en hoogmoedig raak, staan nie in God se lig nie. God se lig is die lig wat ook my sonde ontbloot. Wat my nie net die sonde in ander mense se lewe laat raak sien nie, maar ook in my eie lewe, sodat ons uiteindelik saam op ons knieë voor hom val, pleitend om genade. In hierdie 3 versies wil Johannes vanaand vir ons sê, God is lig. Moenie jouself mislei nie. Jy kan nie aan hom deel hê as jy bly wegdraai na die donker hoekies van jou lewe nie. Kom soek die lig op. Ja, dit is partykeer ongemaklik, want dit ontbloot ons vir wie en wat ons werklik is. Dis pynlik om jouself so te sien in die skerp lig van God se woord
van sy teenwoordigheid. Maar in sy lig kom daar genesing. In sy lig kom daar vrede. In sy lig kom daar redding vir 'n sondaar mens soos ek en jy. God roep jou vanaand. Kom uit die duister. Kom na sy wonderbare lig toe. Amen. Kom ons bid nou saam. Here ons God, ons dankie vir u woord, 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Dankie dat u, die ewige lig, ons in ons duisternis tegemoet kom. Ons bely voor u die sonde wat u lig in ons lewens ontbloot. Ons bely ook, Here, dat ons baie keer u vrede soek, maar dat ons vir u lig wegkruip wat alles in ons lewe ontbloot. En ons bid, Here, bring ons deur u woord en deur u gees na Christus toe, die ewige lig. Was ons deur sy bloed, sodat ons nie langer in die donker hoef weg te kruip nie, maar met vrymoedigheid voor u troon in u lig kan staan. Here, ons sien uit na die aanbreek van die laaste dag, wanneer daar geen duisternis en geen nag en geen sonde meer sal wees nie, wanneer u en die lam ons lig sal wees tot in ewigheid. Amen.